geskapen heeft. God wat mij veranderd heeft, is heilig tot in eeuwigheid. God wat mij beschermd heeft, zijn hand om mij omverf heeft, is heilig tot in eeuwigheid. Mag ook jullie harten, eeuwig jullie handen, om lof van God te brengen, laat de stemmen staan. Mag ook jullie harten, eeuwig jullie handen, om lof van God te brengen, laat de hemel staan. Die God wat mij laat leven heeft, is heilig tot in eeuwigheid. Die God wat mij geleidt, die God wat mij bevrijdt, is heilig tot in eeuwigheid. Mag ook jullie harten, eeuwig jullie handen, om lof van God te brengen, laat de stemmen staan. Mag ook jullie harten, eeuwig jullie handen, om lof van God te brengen, laat de hemel staan. Zing voor zijn glorie, zijn mooie stem. God zing voor zijn naam, zijn heerlijkheid. Eeuwig jullie handen, om lof van God te brengen, laat de stemmen staan. Mag ook jullie harten, eeuwig jullie handen, om lof van God te brengen, laat de hemel staan. Mag ook jullie harten, eeuwig jullie handen, om lof van God te brengen, laat de stemmen staan. Mag ook jullie harten, eeuwig jullie handen, om lof van God te brengen, laat de hemel As ek goeiemôre broers en susters. Baie welkom by elkeen van julle hierso in ons jong span wat op hier is môre. Die wat wel hier is, julle is almal welkom. Ons lekker om weer 'n bietjie 'n paar kinders in die kerk te hê. Was ons nog 'n bietjie uitgedink. Dis altyd verskriklik moeilik om 'n naweek te kry wat almal pas, wat almal hier kan wees. Ons die laaste naweek van die kwartaal en hierdie naweek was so vol gewees vir die kinders. Dis net nie eers snaaks nie. As 'n klomp wat vandag al die speel met sport besig is van die skole se kant af, iets wat ons natuurlik nie gewoond was op 'n jare terug nie. Maar dis 'n ongeluk hoe dit is in vandag. So hier's 'n klomp gesinne nie hier nie, juis omdat hulle weg is met die kinders met sport, met toutrek, hokkie, noem dit nog maar op. En natuurlik die arbeid is ook aan die kant. Die naweek gewees. So, maar vir julle wat hier is, welkom môre. Mag dit regtig 'n geseënde oggend wees, mag julle ietsie hoor, ietsie voel wat die Here vanmôre vir jou wil gee. Ek dink dit is belangrik dat ons môre ook weer eens met al ons sintuie ingeskakel is, ingestem is, ingestel is op wat God vir ons vanmôre wil gee. 'n Paar afkondigings broers en susters, julle het gesien, ek gaan nie in detail daardeur gaan nie. Kyk maar daarna belangrike kerkraadsvergadering môre aan, aan ons kerkraadslede en sommer saam met dit kerkraadslede is 'n bazaar, karnaval luister
is in die konsistorium op die tafel, kry asseblief teken by jou naam. En is baie belangrik dat jy asseblief daai lys sal terugbring aan die einde, selfs al is hy leeg. Bring hom uit asseblief ons terug, soos dit vra baie mooi. As jy nie meer karnaval lys het in jou blok nie, beteken dit dat jy verantwoordelik is vir een van die hoof-etes later in die jaar. Ons het mos die karnaval etes uitgehaal, ons skuif dit deur die loop van die jaar, kan ons dit aanbied. En die wat daarvoor betrokke is, of sal wees, julle lyste sal later kom. Nie tydens die karnaval nie. Broers en susters, ja, karnaval datum is op die afkondigings, ons worsbestellings is oop. Jy kan so dan bestel, pryse is nog op nie vasgemaak nie, maar ons het nou in die verlede gesien ook dat die pryse nie noodwendig so groot rol speel nie. Die wors is so ongelooflik gewild as gevolg van die lekker smaak, die kwaliteit daarvan dat lyk my mense nie om wat te betaal daarvoor nie. So kom ons laat met 200 rand kilo. Ek speel. Maar ja, die worsbestellings is oop, so jy kan rustig begin bestel. Dan het ons so 'n bietjie, ja, 3 van ons lidmate, soos jy gesien het, wat ernstig siek is, wat die besig is met behandeling. Ons moet regtig ook hulle die Here opdra. Ons twee Charles King, Charles Hayden. Charles Hayden is die August van Ryk, maar hy gaan met behandeling begin binnekort. Daar is ook kanker gediagnoseer. Charles King weet ons nou overal van sy lang stryd. En Ben Visser is tans in die hospitaal, ook met kanker. So kom ons dra hulle ook in die Here op in hierdie tyd, baie moeilike tyd. Ons weet van die geveg waarmee hulle besig is, ook in hulle gesinne. Ons vra regtig die Here dat hulle ook daar sal intree, dat hulle sal krag gee, ook vir dit waar hulle is. En dan het ons skielik die nuus gekry van Adrian Nel wat oorlede is, sy vrou Michelle. Bly daar in Oebers. En ons regtig aan Michelle ook in hierdie tyd het ons as gemeente se meer gevoelbetoning vir haar innig jammer sê vir haar verlies, die groot skok daarmee gepaard gaan. Ons bid regtig die Here se vertroosting en sy vrede vir hulle as familie ook in hierdie tyd. En dat God hulle sal dra ook te midde van hierdie trauma, te midde van hierdie seer, hierdie verlies, dat hy by hulle sal wees. Dan gee hulle tot geleentheid vir te stil word, broers en susters. Kom ons sit so 'n bietjie teenwoordigheid van die Here. Kom ons gee hom geleentheid om ons harte in sy hande te vat. Dit sag te maak soos ons hulle woensdag sag maak. Sodat God regtig ons iets kan gee wat hy vanmôre vir ons wil gee. Ek kan geleentheid gee vir stil gebed. Here, soos 'n kindjie in sy of haar pa se arms in hardloop, of ma se arms in hardloop, na hulle mekaar lanklaas gesien het, so hardloop ons vanmôre Vader in die arms in. Ons kom gryp om die nek. Ons kom verklaar vanmôre koning dat ons vir U lief is. Ons kom sê vir U dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U ons as U kinders so lief het, dat U bereid was om die grootste prys te betaal. En dat ons juist in hierdie tyd waar ons is, in die kerkjaar, op pad na Paasfees, so daaraan kan dink. U het vir ons 'n offer gebring. 'n Offer wat ons lewens verander. En daarom bid ons vanmôre, Here, kom ons na U toe vanoggend, en ons kom gee onsself môre hier in die erediens as 'n offer. Mag hierdie offer vanmôre vir U goed wees, Here, mag dit aanneemlik wees. Mag ons saam wees vanoggend, soos wie ook wees wat opstyg na U troon.
word verheerlik vanmôre, Here. Dis ons hartsgebed. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dis my voorreg om julle te kom groet vanmôre, genade en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige teenwoordigheid van sy Heilige Gees. Hy is hier, hy is by ons, deur sy Gees, en daarom groet ons hom en kom sing ons lofliedere tot eer van sy naam. Kom aanbid ons hom vir wie hy is. Kom maak ons sy naam groot. Voor ons daarby gaan uitkom, gaan ek vir Elrika gee. Sy gaan so 'n dingetjie doen met ons. Goeiemôre gemeente. So ek hoop julle het elkeen 2 lekkertjies in julle hande. As wie wat nie 2 lekkertjies het by julle nie, steek asseblief julle hande op dat ons net sorg George en Marius as julle net ons asseblief kan net wys. As jy 3 gevat het, is dit oké. Dan gaan jy nou 13 syne tydens die diens. Kom ons kyk gou. Okay, dit lyk my almal het. Wonderlik. Nou wie van julle ken die speletjie rock paper scissors? Dit lyk my die ouer mense ken dit nie. Okay, kom ons probeer gou weer. Nou, hoe rock paper scissors werk is ons gebruik net jou hand, okay? So wat jy gaan doen, jy gaan rock gaan jy jou face maak. Maak vir jou face. Dis hoe nou oud en jong. Maak jou face. Paper maak jou hand oop. En scissors maak jy soos 'n skerm. Nip, 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 nip. Okay, so ons gaan nou soos kinders 'n speletjie speel. En hierdie speletjies gaan ons nou gebruik. So ons gaan as gesinne of as ons so naby mekaar is, sommer net so 'n bietjie nader aan mekaar kom en dan gaan ons 'n speletjie speel. Ek het my week gestel vir 2 minute. Rock paper scissors speel. Okay? En as jy wen, dan moet die ander persoon een van daai lekkertjies speel gee. En dan maak jy dit weer en die een wat op die ou en na die 2 minute die meeste van daai lekkertjies het, wen van julle. Okay, as jy gereed om te begin speel. Goed. So, ek gaan van my wekker kry. Julle sal sien daarso as jy nie seker is nie, daarso is die Cryptnotes vir julle daarbo. So, as jy gereed is, ek tel tot by 3, dan begin ons rock paper scissors vir 2 minute lang en ons kyk wie gaan die meeste lekkers kry. Hier gaan ons. 1, 2, 3, begin. Daar's 'n minuut oor. Secondes. Secondes. Moet gaan julle hande opsteek.
Dis 'n eenvoudige speletjie om te sê rock, paper, scissors. Maar dit het 'n baie belangrike tema en 'n baie belangrike boodskap vir my en vir jou. Baie keer moet ek en jy iets opoffer waarvan ons nie regtig hou nie. Dis lekker om 'n sweetie te suig, maar vanoggend moes ons hierdie sweetie opgeoffer het en vir iemand gegee het. Ja, dalk moet jy verloor het, maar dit is waar het gaan. Maar jy moet hierdie sweeties van jou opoffer. En ons sal verder, later, 'n bietjie verder luister. Dankie om Johan. Nou, ek kan net die boks lees. Maar ek dink jy sê dat is nou. Ja, Jammer. jy het saam met my gegee, ek hoop ek moet staan. Goed, so, om verder te verduidelik, kort ek 2 mense om my kerk. Okay, kom jy vir my kerk? Kom jy vir my? Jy vir die 2 kom julle al drie so my. Okay, kom julle 3 vir my vorentoe. So, gemeente, julle gaan nou vir hulle ook help. Hierso is 3 bokse. Hierso is boks A, boks B en boks C. Okay. So, julle 3 moet saam besluit watse boks julle gaan kies. Okay. Maar ons het nou die hulp van die gemeente nodig. So, ons gaan eers sê, gaan jy vir ons boks A optel. Nee, kyk. Julle mag nie kyk wat daar is nie, okay? So dis boks A. So kom ons hoor gou by die gemeente, wie dink hulle moet boks A kies? So as jy sê boks A, dan gaan ons hoor jy sê A. Okay, goed, dit gaan dalk 'n bietjie rof wees, maar okay, so 1 2 3 as jy dink A, dan sê jy net A. 1 2 3. A. Okay, so paar ons. Was julle oortuig daarvan? Gaan julle A kies? Nee, okay, sit neer. B. Hou hom op. Wie sê B? As jy sê B, dan wil ons hoor 1, 2, 3, dan B. 1, 2, 3. B. Dan dit heb ek beter. Okay, en C, kom ons hoor gehou. As jy sê C, sê vir ons 1, 2, 3, C. 1, 2, 3. C. Shoot. Okay, meneere, julle 3 moet nou kies, wat se boks gaan julle kies? Okay, wat jy moet so besluit, né? Julle gaan elkeen 1 kry nie, julle kry net 1 boks. Wat dink julle doen? Wat sê julle nie? Julle moet self besluit. Nee, maar kyk nie. Okay, sê jy daai ene. Wat sê julle 2? Sê julle daai ene. Okay, nou kan ek gaan met julle deel maak, okay? Want om Johan het eintlik gesê ek moet spesiale goed daarin sit, okay? Soos jy die boks gaan los. Ek weet julle wil hom nou hê, né? Maar kan ek eerder vir julle hierdie slerp gee om te deel? Ek dink dit gaan baie beter wees. Ek het nie baie spesiaal, ek sê vrou, né? Ek het spesiale goed daar binne in nie. Dit gaan nie vir julle ouens lekker wees nie. So, wil julle nie eerder die chocolate hê? Of wil julle die boks nog steeds hê? Gaan julle die boks vir die kinders gee en vir die groot mense die sweets? Maar ek dink hierdie slerp gaan lekkerder wees as wat daarin is. Wil julle nie eerder die slerp vat nie? Wil julle nie? Gaan julle die boks vat? Maar het julle nie gesien, hierdie is candy pop, né? Weet julle hoe cool maak het in jou mond? Hy maak so. Dis mos lekker. Oh man, wat eerder die? Ek wil nie regtig die boks vir julle gee nie. Gaan julle dit vat? Gemeente, hulle is daar maar koppig hoor. Nee, gaan jy hierdie ook, wil jy dit ook hê? Okay, laaste besluit. Sweets of boks? Wat doen jy? Boks. Okay, ek moet my die boks vir hulle gee. Goed, ek sal dit opoffer, al wil ek nie graag nie, ek weet nog steeds wie kan dit kry. So, vat daai vir jou, en vat daai vir jou. Kom ons gee hulle lekker aan 'n klap. Kan ek net vra of my boks daar nie kan kry? Julle kan die goedes binne-in kry. Liewe gemeente, liewe kinders, baie keer is dit so moeilik om iets wat vir ons waardevol is in ons lewe op te offer. Baie keer hou ons daarvan om te onderhandel.
hou ons daarvan om te onderhandel, net soos ek nou met kinders onderhandel het. Maar daar is iemand in die Bybel wat vir ons leer van hierdie ding. En sonder dat hy onderhandel het hy 'n baie belangrike ding opgeoffer. En vanoggend gaan ons luister aan hom. So kom ons gebeur. Gedoen. Dankie Rika. Ons gaan eers, voor ons gaan luister na die verhaal van Abraham en Isak, gaan ons 'n bietjie kom offer. En ons gaan nou eers 'n offer aan die Here bring van lof en aanbidding, waardeur ons ook iets van onsself gee. Want wanneer ons sing en ons Here se naam groot maak, gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor my stem nie, dit gaan nie oor dat mense my hoor of wat hulle my dink as hulle my hoor nie. Dit gaan suiwer net oor God en oor hoe hy voel wanneer ek, wie ek is, sy naam groot maak om loof en aanbidding. Kom ons doen dit saam, ons gaan 'n paar liedere lekker saam sing tot eer van die Here. Ons gaan begin met, dit is die dag wat die Here gemaak het, omdat ons juig, laat ons bly wees. Kom ons staan vir dit.
deur wat 'n offer gebring het, sodat ons kan lewe, 'n lewe wat oorvloed kan hê. 'n Lewe wat ewigdurend is, ons reeds erfgename van die koninkryk is. En daarom ons vanmôre koning, ons staan bakkande voor U, ons kom vra, Here, kom maak ons vanmôre vol met U woord, met U Gees. Ja, Here, kom rus ons toe, sodat ons nie net die offer wat U vir ons gegee het sal ontvang nie, maar sodat ons onsself ook sal gaan offer in 'n wêreld wat U wil sien, wil beleef, wil voel elke dag. Kom praat met ons deur die woord, Here. Ons luister graag ook vanmôre wat U vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons praat baie van offer vanoggend, om op te offer, om iets te kom gee van jouself. Ja, ek het vir ons 'n paar baie oulike praktiese goed hier gewys vanmôre, waar die kinders 'n bietjie kon deelneem aan. En kon net ervaar dat ons moet ietsie gee van onsself baie kere, ten koste van onsself. So 'n bietjie hartseer baie kere, so 'n bietjie ek voel dit hier in my, dis seer, dis nie lekker nie. Maar baie keer is dit die regte ding om te doen. Baie keer moet ons, al is dit nie lekker nie, maar dis die regte ding om te doen. Ek wil eers kyk vanoggend na 'n kort video van Elsa van Frozen. Wie van julle het al Frozen gesien? As hy JP se hand, ons hom heel eers al. Hoeveel keer het jy hom gesien, JP? Hy het hom al 2 keer gesien. Ek dink dis baie van ons het hom al baie meer gesien het, maar ons wat kleiner kindertjies het. Ons ken Frozen nog net geskop uit. Hier's 'n kort video greep uit Frozen uit. Kyk baie mooi wat hier gebeur. Kyk baie mooi wat is hier ter sprake, wat moet hier geoffer word, wat moet hier gegee word. Ek gaan nou so 'n bietjie vra daaroor. Kom ons kyk dan. Of die klank is reg, Andries, ek kan miskien nie die klank ons 'n bietjie volume gee daaroor. Dit is heeltemal te sag. Kom ons begin voor. My sister's not a monster. She nearly killed me. You slipped on ice. Her It eyes. was an accident. She was scared. She didn't mean it. She didn't mean any of this. Tonight was my fault. I pushed her, so I'm the one that needs to go after her. What? Bring me my horse, please. Anna, no, it's too dangerous. Elsa's not dangerous. I'll bring her back and I'll make this right. I'm coming with you. I need you here to take care of Erin. On my own. I leave Prince Hans in charge. Are you sure you can trust her? I don't want you getting hurt. She's my sister. She would never hurt me. It's just like the one we built as kids. Yeah. So we were so close. We can be like that again. No, we can't. Goodbye, Mom. Elsa, wait. No, I'm just trying to protect you. You don't have to protect me. I'm not afraid. Please don't shut me out again. Please don't slam the door. You don't have to keep your distance anymore. 'Cause for the first time in forever, I finally understand. For the first time in forever, we can fix this hand in hand. We can head down this mountain together. You don't have to live in fear.
albei Anna en Elsa moes offers gebring het, opofferings gemaak het. Wie van julle kon hoor wat dit is van die kinders? Wat moes Elsa geoffer het, opgeoffer het? Wie kan vir my sê? As julle mooi gehoor het. Wat moes Elsa opgeoffer het? Ja, noem. Wat sê hy? Haar sussie. Elsa moes eenkant bly, mag nie naby haar sussie gekom het nie, omdat sy geweet het wat gaan gebeur met Anna, né? As sy naby haar gekom. Sy so vries. En sy so die yspilaar verander. Op die einde het Anna toe nou iets opgeoffer. Wat het sy opgeoffer? Ja? Haarself vir haar sussie. En op die einde van die dag, eindige stories soos dan, dis die stories wat ons doen, baie gelukkig. Want albei leef. Maar die woorde wat in die einde gesê word deur, wat is die mannetjie se naam? Olaf. Dankie, Marsha. Pa met 2 dogtertjies. Hy ken die storie. Olaf is the act of true love will thaw a frozen heart. Ware liefde maak 'n harde hart sag. 'n ijshart sag. Maar hulle moes 'n offer gee om daar uit te kom. Albei van hulle moes bereid wees om te offer. Wanneer ons verder praat oor Abraham, But my sister's not a mom. jy nou luister nie. Abraham en Isak in Genesis 21 en 22 is daar hierdie ongelooflike verhaal wat afspeel. 'n Storie wat elkeen van ons se harte moet gryp. Nou wil gou eens begin by die geboorte van Isak. Hoe dit gebeur het, kom ons luister daarna. Genesis. God beloof 'n seun aan Sara. Genesis 18 vers 1 tot 15 en Genesis 21 vers 1 tot 6. Sara besit in die skaduwee van die tent. Die son maak ongenadige maniere en dit is soms te warm om buite te werk. Sy waai maar so 'n bietjie af te koel. Die kamele staan in die skaduwee en die skape drink koelwater uit die putte. Abraham het ingehark. Sara, besoekers is op hulle. Roep die dienaars gaan haal water sodat die besoekers kan was en bak vir hulle brood om te eet. Ek sal dit afslag en ons sal hulle plek gee om bietjie te rus. Die besoekers kom in, sit en eet. Waar is jou vrou Sara? Vir my besoekers kom. Sy is in die tent, vertel. Oor presies 1 jaar sal jou vrou 'n seun hê, sê die besoeker. Sara kon nie haar lag herinner. Wat 'n grap. Sy was reeds 90 jaar oud. Dis mos nou heeltemal te laat om 'n gesin te begin. Ek het gepromis. Sy is te oud om nou kinders groot te maak. Sy sê ons. Die besoeker kom by die tent in. Waarom lag jy, Sara? Is enigiets vir God onmoontlik? Ek sal oor 'n jaar jou besoek en hy sal dan 'n seun hê. Die Here het sy guns op Sara laat rus en sy belofte aan haar laat waar word. Toe Sara en Abraham reeds baie oud was, het hulle 'n seun gehad en hulle het hom Isak genoem. God het my vreugde gebring en my weer laat lag. Sy sê, almal wat van my seun se geboorte hoor, sal saam met my vier. Abraham en Sara het hulle seun na God toe opgelig en vir hom dankie gesê vir hierdie groot geskenk. Genesis. Isak se naam beteken letterlik heilig. En in die verhaal hoor ons dat Sara gelag het omdat sy gedink het dit is belaglik dat sy sal swanger word 90 jaar. Maar God het 'n belofte aan hulle gemaak. God het 'n verbond met Abraham gesluit en hom gesê, Abraham, jy sal 'n groot nageslag hê. Jou nageslag sal geseënd wees om tot seën te wees, soos ons nou ook al gehoor het 'n hele paar keer deur die verhaal van Abraham. Maar Sara lag. Ons het gehoor laasweek ook dat Abraham eintlik in sy hart ook gelag het vir hierdie boodskap. Want Sara is 90, hy is al by 100. Hoe kan hulle 'n seun in die wêreld bring? Hoe kan hulle nou enigstens 'n nageslag begin? 'n Jaar later, 91-jarige ouderdom, kry Sara vir Isak. Word die seentjie gebore. En dan lag hulle oor 'n heeltemal ander rede. Hulle lag oor hulle bly is. Hulle lag oor hulle wil fees vier, omdat hulle so dankbaar is dat God hierdie belofte wat hy gemaak het nagekom het.
dat hy die wonderwerk gedoen het, dat hy vir hulle 'n kind gegee het, waaroor hulle lag van blydskap. En Sara se woorde, almal sal saam met ons bly wees. Almal sal saam met ons lag van vreugde, want God het sy belofte nagekom. Hy het vir ons 'n seun gegee. Uiteindelik het Abraham en Sara 'n nageslag. Uiteindelik het Abraham iemand 'n seun na wie hy kan kyk en letterlik God se belofte, God se verbond wat hy met hom gemaak het, 'n realiteit kan sien. Uiteindelik het iemand om groot te maak wat hulle weet. Hulle eie bloed is, Abraham en Sara se bloed is. Ismael was al daar gewees, maar Abraham en Sara se eie bloed, wat die verbond van God, sy belofte aan hulle nageslag vorentoe gaan vat. Maar toe gebeur iets wat ewe skielik hulle hart op hom uitruk uit hulle bors uit. Iets wat ewe skielik hulle laat wonder, maar wie is hierdie God wat in aanbid, wat hierdie belofte aan hulle gemaak het? Maar kom ons lees eers 'n bietjie, Genesis 22, vers 1 en vers 2. Daarna het God vir Abraham getoets. Hy het vir Abraham gesê, Abraham, en Abraham het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, neem jou seun, jou enigste seun vir wie hy lief is. Neem vir Isak en gaan na Moria land toe. Jy moet jou seun daar vir my offer. Hy moet die brandoffer wees. Jy moet hom offer op een van die berge wat ek vir jou sal wys. Is dit nie verskriklik nie? Plaas jouself net vir 'n oomblik in Abraham se skoene en Sara se skoene. Hierdie kind wat hulle so lank gehoop het, so lank vir gebid het, so lank vir God voor vertrou het, kom vat God toe net weg. Kom vat God toe net terug. Ons weet nie presies hoe oud Isak was op hierdie stadium en daar's baie spekulasie daaroor. Maar hy was al ten minste 'n tiener gewees, sekerlik. Hy was al mens. Hulle het 'n verhouding met hom gehad. Hy was deel van hulle lewe, hulle alledaagse lewe. Nou moet hulle hierdie seun ewe skielik opgee. Hulle hele nageslag, hulle hele toekoms, die hele verbond lê in hierdie seun opgesluit. Hulle moet hom offer. Nou die tyd van Abraham was kinderoffers nie snaaks geweest. Dis nie orde van die dag geweest nie. Dis aanvaarbare gebruik geweest in daai tyd. Daar's gereeld, is daar in God Molek, is daar geoffer. Kinderoffers gebring, eerstelinge wat gebore is geoffer aan hom. Op dieselfde manier. Die Moabiete het die gebruik gehad om hulle eerstelinge te offer aan God. So toe God vir Abraham sê, Abraham kom offer jou seun Isak, het hy, ja, was hy natuurlik verskriklik hartseer. Het letterlik gevoel op sy hart dat sy borskas uitgeruk word. Maar dit was nie noodwendig vir hom op baie stadium vreemd nie, want dit was iets wat algemeen was. Verskriklik hoe dit op hom mag wees, maar dit was algemeen. Die volgende oggend het Abraham baie vroeg opgestaan. Hy het hout gaan kap. Hy het 'n donkie opgesaal. Hy het 2 slawe nader geroep en hulle gesê, julle moet saam met my en Isak kom. En hulle het op reis gegaan. Ons lees dat hulle omtrent 3 dae lank gereis het. Op die 3de dag van hulle reis het Abraham die plek gesien wat God gesê het. Hy het hom so aanwys waar Isak geoffer moet word. En sonder om regtig iets te sê, sonder om hierdie geheim as dit ware wat Abraham in sy hart saamgedra het, die verskriklike offer wat hy moet gaan bring, het Abraham vir die 2 slawe gesê, bly julle by die donkie agter. Ek en my seun moet verder alleen gaan, maar ons sal terugkeer. In hierdie woorde hoor ons iets van die hoop wat in Abraham nog steeds leef. Ons twee sal terugkeer. Ek en my seun sal terugkom na julle toe.
Abraham weet hy moet gehoorsaam wees aan die Here. Abraham weet hy moet 'n offer bring. Abraham wens, hy hoop dat God op 'n manier sal uitkoms gee. Abraham sê vir sy slawe, ons gaan maar net om God te aanbid. En dan lees ons verder. Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en hy het op sy seun Isak gesit. Hy het self die kole, vuur en die mes geneem. En hulle twee het saam geloop. Isak sê vir sy pa Abraham, pa, en Abraham antwoord, hier is ek my seun. Isak vra toe, hier is die vuur en die hout, maar waar is die skaap vir die brandoffer? En Abraham sê, my seun, God sal self die skaap vir die brandoffer gee. Hulle twee het verder, of saam verder geloop. Leef jouself op oomblik in Abraham se skoene. Hulle stap gehoorsaam na die plek wat God aangewys het. Daar gekom moes Abraham eers 'n offeraltaar bou. Daar was nie een nie. Klip vir klip pak hy op hierdie altaar. Met die altaar te bou waar hy weet hy sy seun moet offer. Vir elke klip wat hy neerpak, vir elke druppel sweet wat val as gevolg van hierdie harde werk wat dit verg om die altaar te bou, krimp sy hart verder. Sy hart huil. Want hy weet wat nou moet gebeur is iets verskrikliks. Anu daar langs die korrel lê 'n hoopie hout. Hier's offer. Sien dit? Bring dit gou vir my asseblief. Isak het self die hout gedra, lees ons. Hy het vir Abraham gegee, bly my swaar asseblief. En Abraham het hierdie hout op die altaar gepak. Die hout wat hy geweet het, die vlamme gaan voortbring, wat sy seun uiteindelik gaan verbrand. Toe hy klaar daarmee was, lees ons, het Abraham sy eie seun gevat. Dit is hoekom ek dink Isak kon nie te groot gewees het. Nie baie oud nie. Want Abraham het sy seun opgetel, eers vasgemaak. Ek dink nie nou weer vasgemaak nie, maar hy het sy seun vasgemaak. En hy het sy seun bo by die altaar geplaas. 'n Seun, hè? Al klaar het Isak pyn ervaar. Vrees, wat gaan nou gebeur? Waarmee is hy besig? En toe lees ons dat hy die mes opgelig het. Reg om sy seun te slag. Om te offer. Toe tree God in. God gryp letterlik vir Isak van die offeraltaar af. En sê, maar hier's 'n ram. Vat die ram, slag die ram. Moenie jou seun offer nie. God het voorsien. Hoekom? Want Abraham was getrou. Hy was bereid om die offer van sy seun te bring. Want hy lief was vir God. Maar God het ingetree. In daai oomblik. God het sy seun gered. Maar God het deur dit ook vir Abraham gered. Maar die offer wat Abraham gebring het daai dag, het al sy sondes, al sy verkeerdhede van sy verlede uitgewis. Abraham se offer het letterlik al sy twyfel, al die kere wat hy self ingegryp het, waarvan ons so baie gehoor het die laaste ruk, self probeer het om sy eie planne te maak, sy eie lewe te reël, het God uitgewis. Hy het vir Abraham gesê, Abraham,
met hierdie offer begin ek vandag 'n nuwe geloofsgemeenskap weer eens. Ek begin met jou nageslag Isak 'n nuwe pad stap. Pad waarop wil hê julle moet gehoorsaam wees. Julle moet my eer. Julle moet my aanbid. Julle lewens moet letterlik offers wees tot my eer. Daar begin die reis van 400 jaar. En verder met die volk Israel. Nie 'n maklike pad nie, lees ons. Want ons hoor dat Israel nog ongehoorsaam was. Israel was 'n volk wat weerbarstig was, wat gesondig het, wat lei op gevolg. Ons lees dat daar gereeld brandoffers gebring moes word. Diere geslag moes word, bloed moes vloei. Ons lees dat God gereeld moes ingryp. Moes offer. Moes iemand opoffer, letterlik. Om hierdie verhouding, hierdie verskriklike moeilike verhouding met hierdie geloofsgemeenskap, sy volk, heel te probeer hou. En dan besef God, maar hier is nog 'n offer nodig. 'n groter offer nodig. Ek gaan nie weer water gebruik om die wêreld te verwoes nie. Ek gaan nie weer vuur soos met Sodom en Gomorra gebruik om die wêreld te verwoes en te reinig van die verkeerdhede van hierdie wêreld nie. Daar's 'n offer nodig soos met Isak. Hy roep sy eie seun Jesus. En hy sê vir sy seun Jesus, bring die uit. Die kruis uit. Dra daai kruis uit na die plek wat ek vir jou sal wys, jy geoffer gaan word. Vir my mense, my volk, my kinders se sondes. Jesus dra die hout. Hy dra die hout met erge pyn, met erge bloedverlies. Met 'n gevoel van my Vader, hy het my gelos. Hy het my eenkant toe gesteek. Jesus word geoffer. Anders as met Isak. Laat God toe dat sy seun geoffer word in my en jou plek. Ons moes eintlik daar geoffer word. Ek en jy moes eintlik aan daai kruis uithang. Maar God het besluit nie. Ek offer myself, my seun. Want jy is vir my belangrik. My verhouding met jou is vir my belangrik. Jy is vir my so kosbaar dat ek bereid is om dit te doen sodat ek en jy in 'n verhouding kan staan. Sodat jy deel kan wees van my liggaam, my kerk, my geloofsgemeenskap. God het vir Isak gered deur 'n ram in sy plek te laat offer. God kom red jou en my deur sy seun Jesus in my en jou plek te laat offer. God kom kyk my en jou in die oë vanmôre. Hy kom vra vir jou. Hoe gaan jy hierdie offer beantwoord? Waarmee gaan jy hierdie offer van God beantwoord? Hierdie groot offer. Homself wat hy gegee het, sodat ons kan leef. Ek wil graag hê julle gou vir oomblik sonder daar julle gesinne net vir mekaar sê. Wat kan jy doen? Wat kan julle doen om God dankie te sê hiervoor? Vir sy offer in jou plek aan die kruis. Gee geleentheid vir 'n paar minute. Gesels 'n bietjie, deel met mekaar. Wat kan julle doen as gesin, as individu om God dankie te sê?
antwoord op God se offer kom vra hy nie iets nie. Hy kom vra nie 'n deeltjie nie. Hy kom vra nie 'n bietjie tyd nie. Hy kom vra jou. Hy kom sê ek het gegee. Kom gee jouself. Kom gee jouself, offer jouself op vir my. Kom gee jouself oor aan my. Sodat ek jou koning, ek jou Here, ek jou Papa, ek die een kan wees, dat jy elke dag lei, wat van jou lewe 'n vreugde maak, waaroor jy kan lag, soos Abraham en Sara gelag het. Wat jou help om nou al reeds die volheid van God se koninkryk in hierdie wêreld te ervaar. Kom ons gee ons geld. Kom ons leef elke dag so. As offers vir die Here. Offers waar hy kan lag. Isak, hy lag. Amen. Vader, die verhaal van Abraham en Isak ruk ons elkeen aan die hart. En elke keer as ons dit hoor, koning, kan ons nie anders as om te wonder wat deur Abraham, wat deur Isak se gedagtes moes gaan op daai oomblik nie. Maar dankie dat ons in hierdie verhaal, Vader, die genade raak hoor. Die hart sien. Iets van hoe u werk, hoe u gedagtes werk, Vader, u met ons as mense werk. Daarom kom vra ons vanmôre, Here, dat u ons sal help om net soos Abraham gehoorsaam te leef in die teenwoordigheid, maar werklik op die offer te antwoord met ons as u offer. Help ons, Here, om elke dag onsself ten volle aan u oor te gee. Help ons, Here, om elke dag so in die teenwoordigheid te leef, dat ons alles u sin sal wees. Nie net 'n stukkie nie. Nie net dit wat oor is nie. Maar alles. Mag u ons daarin help, Here, elke dag. Krag gee in die Gees om so te leef as offers en teenwoordigheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ons gaan weer eens by die deel ons dan opneem. Dan gaan ons nou afsluit met Gees van die waarheid. U woon hier in my, maak my gehoorsaam, getrou aan die woord. Kom ons staan en sluit ons aan.
ontvang die seën van die Here en ons gaan leef as offers in sy hand. Die Here seën en beskerm jou. Here betoon aan jou sy genade en ontvou jou met sy liefde. Die Here stort die krag van die Gees in jou lewe uit en lei jou in die waarheid. Die Here sal elke tree van die pad saam met jou loop, wanneer jy stap in gehoorsaamheid. Mag sy vrede, sy genade nou met jou wees. Amen. Amen.